Samson was 'n sterk man, so sterk dat hy met 'n eselskakebeen 1000 man alleen kon doodslaan. Was Samson se hare werklik sy bron van krag? Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is maandagmôre, nuwe week, nuwe dag. Ek groet jou. Gaan dit goed met jou? Ek vertrou so. Vanmôre gesels ek met jou sommer oor Kakebeen se hoogte. Jy weet, een van die mees interessante rigters vir my was Samson. Jy weet, van die beste kinderverhale en tekenprente natuurlik oor sy gespierde lyf en lang hare tot by sy heldedade is oor die eeue heen beskikbaar gestel tot, ek dink, tot baie se vermaak, tot ander se bewondering of verwondering en natuurlik verering deur die jong klomp en alle lesers eintlik van die Bybel, die magtige groot Samson. En ons almal wonder maar oor Samson se werklike krag, en sy heldedade, hoe dit prakties moontlik was om al die dinge te kon vermag wat hy vermag het. Ek dink aan die Kakebeenshhoogte wat ek sommer nou vanmôre my tema gemaak het. Die gebeure wat daar gebeur het, eselskakebeen en 1000 lyke. Die stadspoort se 2 deure, as julle nou onthou, met sy kusyne en grendels en al uit die muur geruk, met hulle op sy skouers geloop tot bo op die berg en dit daar sommer net neergegooi. Dis wonderbaarlik. 'n gewone, goed gespierde en 'n gewone grootte mens sou hierdie dinge net eenvoudig nie kon vermag nie. En as hy soveel sterker en groter as almal voorgekom het, sou niemand mos nou natuurlik gevra het, waar lê jou krag nie? Stem jy met my saam? Want almal sou gesien het in sy grootte en in sy abnormale gespierde bouvorm, jy weet, dit is sy krag, maar dit was nie daar nie. Dis hoekom hulle gevra het, waar lê sy krag? Hy het 'n gewone vrou gehad. En daar is geen aanduiding met natuurlik dat hy 'n reus was nie. So waarin het sy krag gelê? As dit nie in sy spiere of in sy grootte was nie, was dit dan werklik in sy hare? As dit dan net in sy hare was, hoe kon hy 'n huis in mekaar laat tuimel deur die 2 pilare waarop die huis gerus het? Jy weet, nadat sy hare afgesny was, onder daardie huis uitgeruk het en weer eens 'n klomp Filistyne doodgemaak word. En die antwoord lê vir my in die verbond wat God met Samson gehad het. Rigters 16 vers 17. Terwyl hy op die skoot van Delila gelê het, maak hy aan haar bekend en hy sê vir haar, waar lê sy krag? Hy sê, daar het nooit 'n skermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareër van God, van my moeder se skoot af. As ek geskeer sou word, sou my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die mense. Die verbond het gekom met bonatuurlike krag en vermoëns. En sou Samson die verbond verbreek, sou die krag van hom wyk. Die hare was net die uiterlike teken van God se hemelse verbond met hom. En as sy hare geskeer word, sou dit 'n teken aan God wees dat Samson sy kant van die ooreenkoms gebreek het. En as die verbond gebreek word, verval die vermoë wat die verbond gebring het, sy krag om die Filistyne te onderdruk tot verlossing van die volk Israel. Samson is die spieelbeeld van God se krag in sy kinders. En dat ons krag nie in onsself lê nie, maar in die verbond wat God met ons het. Ons verbond sluit in om God se koninkryk op aarde te vestig soos in Samson se tyd. Ons sien hoe bonatuurlike krag deur ordinêre manne, disippels in die Bybel gewerk het. En niks van daardie krag kom uit hulle self nie, soos die Simon towenaar gevra het, ek soek ook daardie krag, ek sal betaal daarvoor. Dis daardie krag wat net in verbond met God na ons toe kom. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 26, let op julle roeping. Julle is nie baie wyses na die vlees nie. Julle is nie baie magtiges nie baie edeles na die vlees nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam
wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot nie te maak. Jy sien, hier kom die vermoë van God in ons lewens in, deur die verbond wat ons met God het. God het 'n ordinêre man en vrou gevat, om 'n ordinêre seun in die wêreld te bring, hierdie Samson. Maar die verskil in die gees tussen ordinêr en ekstraordinêr is die verbond wat God met die mens aangaan. Die roeping wat God op jou lewe plaas, dit maak jou ekstraordinêr. Ekstraordinêr kom van die gees van die Here wat op jou rus, as gevolg van die roeping wat God op jou lewe geplaas het. Dieselfde met ons almal. Ons kom almal uit ordinêre baarmoeders en huishoudings uit. Die verskil is God se gees op ons. Maar laastens moet ons vir onsself vra, hoekom Samson met al sy krag, Petrus met sy wonders en vrymoedigheid en geloof, so met Paulus se waagmoed en deursettingsvermoë en Silas se gesange te midde van tronkdeure, en ons met ons getuienislewering, ons waagmoed, gebedsbeantwoording en liefdestake. Hoekom lê ons ekstraordinêre vermoëns in God en nie aan onsself nie? 1 Korintiërs 1 vers 29, sodat geen vlees voor God sou roem nie, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid, heiligmaking en verlossing. Daarom, sê vers 31, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem, sodat God verheerlik sal word, dat ons nooit kan sê en hoogmoedig kan word nie. Waarin lê jou krag, Samson? Waarin lê jou krag, Petrus en Paulus? Waarin lê jou krag, Jan en San? Dis nie in ons hare of in ons eie krag nie, dis in ons verbond met God. Samson het gefaal in sy verbond met God. Hy het Delila bo God se verbond geplaas. Die oomblik toe sy lojaliteit verander, toe verloor hy sy krag, sy oë, sy waardigheid as geroepe van God, toe hy voor sondaars en afgode moes gaan dans, en hy verloor sy lewe. Dieselfde reël geld steeds, kind van die Here. Kom ons eer God se verbond met ons. Moenie die krag van jou roeping, moenie die Heilige Gees minag en geestelik aan die slaap raak, sodat die vyand kom steel wat kosbaar is nie. Here, ons kom vanmôre na U toe, hierdie week, hierdie dag. Here, gee ons in U hande. En ek bid en ek vra, Here, dat ons roeping ernstig sal opneem in Jesus se naam. Amen.